So as jy saad produseer, is daar 'n hele paar interessante goed. Onder andere is bestuiving ongelooflik belangrik en hierso by KKS doen hulle ook blomproewe om te sien hoe die goed blom en hoe dit jou bestuiving beïnvloed, die tyd van blom, al daai tipe van goed. Albert, vertel ons 'n bietjie meer, hoe loop hierdie goeders? Check 'n bietjie hierso. Nou, my naam is Albert Besbuur. Ek het ook vir Johan van Sail saam met my hier vandag. Ons albei vorm deel uit van die produksiespan hier by Klein Karoo Saad. En ek en Johan het ook vandag 'n baie spesiale gas met die naam van Nantes, wat julle kan sien, hy staan daarso. Nou Nantes is 'n regte staatmaker. Hy het gesê hy gaan vandag al julle vrae hanteer. So julle moet hom net verskoon, hy is maar 'n bietjie in die skaamkant, so hy praat net veel nie. Soos julle kan sien, die onderwerp wat ek vandag bietjie met julle wil bespreek is blomproewe. Of soos ons hulle in kort noem, FT's, wat staan vir Flowering Trials. So op die oomblik staan ek tussen 'n klomp baie mooi lente eieproewe. Julle is meer as welkom om nader te staan as julle 'n bietjie wil rondkyk en so. Agter my is 'n paar eieproewe en dan meer aan die voorkant waar julle nou nog gaan verbyloop is 'n paar wortel FT's. Nou ek weet as 'n mens nou so na die blokkie kyk, lyk dit dalk nou nie op die oog af na veel nie. Lyk dalk nie baie indrukwekkend nie. En mense dalk wonder maar hoe kan hierdie proewe belangrik wees? Watse data kan 'n mens trek uit hierdie proewe uit? Maar voordat ek daarby kom, wil ek eers vir julle 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie proewe. Hoe kom hierdie proewe tot 'n bestaan? Hoekom is dit belangrik vir ons as 'n maatskappy? En hoekom is dit op die ou einde van die dag vir julle as ons produsente belangrik? Soos wat hierdie proewe hier staan, word hulle presies soos 'n kommersiële produksie hanteer. En wat ek daarmee bedoel, is die saad word gesaai op dieselfde tyd, plantmateriaal word uitgeplant op dieselfde tyd en hulle ontvang ook dieselfde chemie en kunsmisbehandeling as ons kommersiële produksies. Nou die rede daarvoor is taamlik eenvoudig. Ons wil probeer om soveel as moontlik met hierdie proewe 'n kommersiële produksie se omstandighede na te boots, om vir ons akkurate data te gee om 'n ingeligte besluit te kan maak oor hierdie variëteit se toekoms binne die maatskappy en ook binne in Suid-Afrika. Soos julle kan sien, al die proewe is oop in blomtyd, word hulle aktief deur bye bestuif. Met ander woorde, hierdie proewe gaan vir ons saad lewer. Maar hierdie saad sal onder geen omstandighede uitgevoer word nie. Nou wil ek vra of enige iemand 'n kans wil vat of te sê hoekom hulle dink ons hierdie saad nie sal uitvoer nie. Ons toets 'n bietjie die Buster ouens se kennis. Hoekom sal hulle hierdie saad uitvoer nie? Kruisbestuiving. So elke blokkie wat hier staan verteenwoordig verskillende genetika van 'n betrokke variëteit. Die proewe is oop, bye is vrylik toeganklik om elke blokkie te kruisbestuif. So die saad wat hier gevorm word, is glad nie suiwer van aard nie. En vir daai rede, almal hier weet, ons kan niks doen met suiwer saad nie. So vir daai rede sal dit nie uitgevoer word nie. Nou hierdie proewe word in baie goeie samewerking met ons kliënte uitgevoer. En wat ek daarmee bedoel is, sou 'n kliënt besluit om 'n nuwe variëteit in Suid-Afrika te produseer, sal hulle daai variëteit eers deur hierdie proefprogram sit. Nou wil ek weer vra of iemand 'n kans wil vat hoekom hulle dink ons hom eers deur 'n proefprogram sal sit. Kyk of hy werk. Basies opgesom, ja. Kyk of hy werk, maar ek gaan so 'n bietjie uitbrei. So mens kan die konsep daarvan eintlik vergelyk met die koop van 'n voertuig, as mens daaraan dink. Niemand wat hier staan gaan belê in 'n voertuig sonder om te toets bestuur nie. Net as jy dit jou te koop, dan hoef jy moet 'n toets bestuur. Maar so 'n kliënt gaan nie 'n risiko neem met 'n variëteit sonder om te verseker te wees dat hy gaan werk nie. So vir daai rede sal ek die variëteit deur hierdie program beweeg om te verseker dat hy kan aanpas in Suid-Afrika onder ons klimaatstoestande vir die spesifieke doel van saadproduksie. Met dit gesê wil ek ook net noem, meeste van die kommersiële produksies wat huidiglik binne in Klein Karoo Saad geproduseer word, is die resultaat van 'n suksesvolle blomproef. Nou mag jy dalk wonder, maar wie besluit nou of 'n blomproef suksesvol is? 'n Blomproef word bepaal as suksesvol deur ons in behulp met die teeler van die betrokke maatskappy, gebaseer op hulle spesifieke evaluasievereistes vir daai betrokke variëteit. So nou het ons deur die hele proses gegaan. Ons het nou 'n suksesvolle blomproef, maar hierdie proef gaan nie van 'n 5 vierkante meter blokkie proef
onmiddellik beweeg na 'n 2, 3 of 4 hektar produksie nie. Net soos 'n kind gaan hy eers 'n bietjie moet kruip en dan sal hy kan loop. So voordat as 'n blomproef suksesvol is, sal ons eers 'n kleiner loodsproduksie of soos ons beter in Engels verstaan dalk 'n pilotproduksie uitvoer. En hierdie produksie se grootte wissel gewoonlik so tussen 0.3 tot 0.8 hektar in grootte. Nou die rede vir 'n pilotproduksie dink ek sal ons almal verstaan. Daar's taamlik verlaagde risiko as gevolg van 'n kleiner oppervlakte en dan ook moet ons 'n opbrengspotensiaal vir hierdie variëteit bepaal onder Suid-Afrika se weeromstandighede. So daar word ook 'n waarborgprys gekoppel gewoonlik in hierdie produksies vanaf ons kliënte om te verseker dat julle as produsente 'n betroubare inkomste kan verdien. So dit is 'n vinnige opsomming oor die blomproefproses en hoe dit werk as 'n blomproef suksesvol sou gewees het. So nou kan ons 'n bietjie kyk na die fynere goed. So hierdie proewe word uitgevoer op 2 verskillende plekke of 2 lokaliteite soos ons hulle noem. Een is nou 'n warmer area soos hier in Calitzdorp wat 'n hoogte van so plus minus 245 meter bo seevlak het. En dan het ons ook 'n relatief baie kouer area in die Noord-Kaap met die naam van Vryseburg. Hy is so 1217 meter bo seevlak. So soos julle kan agterkom sal hierdie areas taamlik divers verskil van mekaar. So die area waar hierdie proewe geplant gaan word, gaan bepaal word deur kommunikasie met die kliënt, gebaseer op die spesifieke vereistes of die eienskappe van 'n variëteit. So wat ek daarmee bedoel is, ons meer kortdag eie sal ons hier in 'n warmer area plant in Calitzdorp en dan ons meer intermediêre dag eie sal ons in 'n kouer area soos Vryseburg plant. Omdat hierdie 2 lokaliteite so divers van mekaar verskil, kan ander belangrike faktore soos reënval, humiditeit en temperatuur ook baie fyn gemonitor word deur nie volledige opgestelde weerstasies wat ons op al 2 lokaliteite opgestel het soos wat julle daar aan die agterkant van julle kan sien. Daar sal 'n volledige weerstasie wees. So is ook belangrik om te weet dat hierdie proewe word elke jaar op elke lokaliteit op 'n verskillende deel van die plaas geplant. Byvoorbeeld hierdie proewe sal nie volgende seisoen weer hier staan nie. En dit is taamlik eenvoudig, dit maak deel uit van ons gewasrotasieproses vir wisselbou. Dieselfde beginsels as wat ons toepas vir ons kommersiële produksies, pas ons ook toe vir ons blomproewe. So dit was nou 'n taamlike mondvol inligting net oor die agtergrond van die proewe. So nou sal ou dalk wonder, maar hoekom is hierdie blomproewe belangrik? Maar blomproewe is belangrik vir 'n hele paar redes, maar ek wil net oor so een eintlik maar uitbrei. Die belangrikste rede vir 'n blomproef is dat dit 'n variëteit se blompotensiaal evalueer binne in die gegeewe area waar hy geplant word. Dit word gedoen deur in aktiewe blomtyd elke blok van hierdie proewe ten minste 1 keer 'n week te besoek en blomtye baie noukeurig te noteer om vir ons akkurate data te gee. Nou, hierdie proewe gee vir ons 2 tipes data. Die een is addisionele data en die ander een kyk ons meer na evaluasie data. Nou addisionele data kan 'n ou eintlik ook sê is meer jou ekstra data wat 'n ou kry uit die proef uit. Mens kan dit gewoonlik sien reg deur die seisoen van wanneer die proef geplant is tot en met wanneer ons die proewe verwyder. En hierdie inligting is vir ons baie belangrik om ons te help as maatskappy om goeie produksiebestuur toe te pas vir 'n suksesvolle produksies. Die faktore wat ons monitor onder addisionele data kan val onder siektevatbaarheid, vatbaarheid vir peste, die algehele groeiwyse van die variëteit en aanpasbaarheid van die variëteit in die area waarin hy geplant word. En dan natuurlik ook die fenotipe van die plant. Hoe lyk die plant? Groei hy hoog, groei hy laag, het hy baie blare, het hy min blare? Die algehele visuele eienskappe van 'n variëteit kan baie goed bepaal word ook deur hierdie proewe. So hierdie data is baie belangrik vir kommersiële produksies, soos ek gesê het, om ons te help vir effektiewe produksiebestuur. Dan kom ons by evaluasiedata. Nou hierdie is die data waarvoor ons eintlik hierdie proewe doen. Dit verwys na die blomtye van hierdie variëteite. Nou 4 stadiums van blom word aangeteken by hierdie proewe, naamlik 10% blom, 50% blom, 80% blom
en dan ook 100% of die volblomstadium. So hierdie blomtye word dan ook maandeliks aan ons kliënte gerapporteer deur middel van 'n crop report en 'n foto report. So hierdie data wat ons hier versamel sal dan nie net vir een seisoen bestaan nie, maar dit sal bestaan vir die res van die tyd binne die maatskappy om ons ook te help om ingeligte besluite te maak in die toekoms oor 'n variëteit binne in Suid-Afrika of ook binne in ons maatskappy om te produseer. So, nou mag jy dalk vra, maar hoe help hierdie data ons nou om produksies te beplan? Dit help ons grootliks op twee maniere. Dit gee vir ons 'n aanduiding van die algehele blomperiode van 'n variëteit. Wat nogals belangrik is as mens kyk na om splitplantings te bepaal, om te verseker dat daar genoeg styfmeel beskikbaar is vir optimale bestuiving wanneer die wyfies blom. En dan ook die belangrike een, help dit ons om planttye aan te pas van mannetjies teenoor wyfies om nikking te verbeter. Nou ek wil net so klein bietjie stil staan by nikking. So vir ons almal wat hier staan weet om nikking te verbeter is vir ons as 'n saadproduksiemaatskappy ongelooflik belangrik, want naas die bye wat moet werk, is nikking een van jou grootste faktore wat die sukses van 'n produksie kan bepaal. Nou vir die mense wat dalk nog nuut is of wat dalk wonder wat is nikking, dit is gewoonlik die ding wat 'n ou hierdie tyd van die jaar 'n bietjie wakker hou. Maar die term kan ook beskryf word as die gelyktydige blom tussen mannetjie en wyfie plante. Dit is waarna ons streef, dit is wat ons graag wil behaal. En soos ek gesê het, dit is baie belangrik want as jou nikking reg is, beteken dit dat daar genoeg styfmeel beskikbaar sal wees wanneer jou wyfie blom, wat beteken dat jou bestuiving optimaal binne in jou produksie sal plaasvind. Nou in kontras daarmee, sou nikking nie reg wees nie, kan dit lei tot baie swak bestuiving of in sekere situasies dalk tot geen bestuiving. Soos wat julle kan aflei, hierdie blokkies is nie net proewe wat hier staan nie. Ons beskou dit as die begin van 'n moontlike toekomstige produksie. En dit is hoekom ons soveel moeite en tyd binne in hierdie proewe spandeer, want dit is vir ons as 'n maatskappy ontsettend belangrik om julle as produsente tot die beste van ons vermoë te kan help en te ondersteun om suksesvolle produksies voor te sit. En natuurlik help dit ons ook om ons maatskappy te groei, want dit help ons om nuwe variëteite te verseker vir die maatskappy. So dis in 'n neutedop vinnig opgesom die kort en die lank rondom 'n blomproef. Ek weet nie of iemand enige vrae het tot dusver nie. Kom 'n vraag. Wat is jou bemestingsnorme vir dit van dit lyk asof jy jou stom in DNK gegooi het? Okay, so vir die proewe, ons het 'n standaardprogram gewoonlik wat ons volg. So elke proef sal daai standaardprogram net volg. So ons het 'n standaardgifprogram wat ons gewoonlik gebruik en dan saam met die kunsmis ook. Maar saam met is julle nou hierdie proewe wat nou gaan na pilot proewe toe wat nou uitgaan na ons toe na die plaase toe. Het julle nou al normes vir ons opgebou en gesê soveel N, soveel P, soveel K, soveel swaar, soveel magnesium. Ons sal gewoonlik die standaardprogram hê en dan sal ons ook by produsente gewoonlik 'n grondmonster trek en dan die program aanpas rondom wat die grondmonster vir ons sê saam met die vasgestelde vorige program. Ja. Ja, want dit is maar die groot vraag by die hoeveel wat is 'n goeie NPK verhouding? Dit gaan oor rand en sent. Ja. Kan die plant dit vir jou teruggee wat jy vir wat jy definitief. Het enige vrae? Kiesklub. Doen julle al die proewe hierso of doen julle 'n Vryburg waar gekouer is of gaan die pilots? Ons het Kalifdorp hierso by die warmer area is en dan het ons ook Vryburg, maar volgens my kennis, julle doen nie lengte eie in Vryburg nie. Ons doen net lengte eie en eie in Vryburg. Ons doen nie wortelproewe in Vryburg nie. Wortelproewe word net hier uitgevoer. Dan is dit lengte eie en eie proewe wat bo in Vryburg uitgevoer word. Ja. Right, so dit is Klein Karoo saad se blomproewe hierso op die eie. As jy volgende keer deur die Karoo ry nê, weet net. Eie saad. Actually daai besigheid aan die gang. Linkie bo vir onder as jy belangstel om met hulle in kontak te kom, dalk oor eie saad, dalk wie eie saad koop of jy wil dalk 'n stukkie produseer. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.